Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, daai net vir my weer, ja, ek hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, ek almal net. 12 Maart, en jy luister na Klets net hier op Afrikaans.radio, dankie dat jy ingeskakel het. Dis 'n groot dag vandag, Colleen, dis 'n groot dag. Groot dag. Groot dag. Groot dag, dit kan 'n baie duur dag word vir ons almal, maar kom ons hoop maar vir die beste. Ja. Fasten your seatbelts, dames en here. So 'n bietjie later kan ons daaroor verder praat, dan praat ons ook oor varkies. Ons het van stawing gepraat en Chinese Starlink. Dit is op die kaarte. En Gaiten. En met 'n klomp ander goeders wat gebeur in die afgelope rukkie in Suid-Afrika, die suidepunt van Afrika, die plek waar Amerika absoluut niks van hou nie. Dit is waar ons is. Ek en jy het lanklaas gepraat, jy klink daarin beter. Ja, dankie Matthys, ek het nou daarom weer 'n stem. So I'm on the mend, net 'n bietjie advies vir almal daar buite, veral in die Gauteng omgewing. As jy enigstens 'n krappie in jou keel voel of 'n snotneusie kry, vergeet maar die herbal medicine, julle. Vergeet dit. Dit werk nie vir hierdie pestilens nie. Ja, jy het hom probeer. Ja, kry maar vir jou die big guns, hoor, want as hierdie ouetjie vir jou, as hierdie pes vir jou kry, dan trek hy vir jou plat. Ja, shame. Dit was al verhoord gewees om jou nie te hoor vir 'n rukkie nie. Maar ons is bly jy het jou stem terug. Matthys, ek dink dis die eerste keer, ek het al baie dinge in my lewe verloor, my maat, baie dinge. My naam byvoorbeeld ook. Ja, kom ons los dit maar eerder daar by al die dinge wat ek verloor het. Maar in al my jare op aarde het ek nog nooit my stem verloor nie, is nogal 'n weird ervaring, maar dit is lekker om so nou en dan net so 'n bietjie te shut up. Ek het nou eendag 'n reeks gekyk wat Amore Becker aanbied nou. Ek het amper gaan sê Amore Town. Nee, then I wouldn't have watched the series. What happened to Amore Town? Ek weet nie, sy poep seker nou in iemand anders is 'n bed. Ek weet nie waar sy is nie. Sy is nogal stil, onrusbaar en stil. Skus, ja, anyway, terug op Amore Becker. Ja, maar Amore Becker bied 'n nuwe reeks aangenaamd Volksvreemd, wat sy kyk na volksvreemde goeders. So ek dink die eerste episode het gegaan oor magic mushrooms, die tweede episode het gegaan oor stilte meditasie, wat iemand toe nou is 'n bekende akteur, ek kan nou vir 'n oomblik nie sy naam onthou nie. Ek dink hy was een van die akteurs wat op daai Afrikaanse bachelors storie was. Anyways, as jy sy naam ken, laat weet ons. En hy het toe gegaan vir 'n stilte meditasie van 8 ure. En ek het so 'n stukkie daarvan gekyk. En dit klink vir my eintlik heerlik om vir 8 ure net stil te bly, maar ek dink ook nie ek wil vir 8 ure stil bly met kruisbene en net die hele tyd luister na iemand wat vir my sê ek moet mediteer nie. Maar stilte is partykeer 'n goeie ding, om 'n bietjie stil te bly. Ja. Dis lekker as jy op jou eie ook is. Ja, my ouma het altyd vir my gesê, jy het 2 ore en 1 mond, jy moet 2 keer soveel luister as wat jy praat. Inderdaad, Matthys. Volksvreemd sê jy, ek hou van die hele konsep, dit klink baie interessant. Gaan kyk dit uit, dit is nogal heel interessant geweest, die stukkies wat ek gekyk het. So ons het gesê, vandag is 'n groot dag, die 12de Maart, dit is Budget 2.0, so ons gaan binnekort hoor. Give them another chance. Ja, kom ons gaan kyk wat sê ons minister van Finansies. As jy vroeg luister, dan weet nog niemand van ons wat aangaan nie. As jy later luister, dan weet jy nou al wat aangaan, maar op die stadium weet ons nog steeds nie wat aangaan nie. Ek het wel 'n gut feel. En jy sê dit altyd, partykeer is ek nogal reg met hierdie goeters, maar ek dink hulle gaan op 'n kompromie kom, en ek dink dit gaan 'n 0.5 increase wees. Ek dink hulle gaan kry nie. Ja, 'n 0.5 increase van BTW. En ek dink wat dit gaan uitspeel is, die ANC gaan obviously dan nou sê hulle het geluister vir die GNU, hulle het saam gespeel en saam gewerk, en die DA hulle speel goed gedeel. En die DA gaan dadelik op die bandwagon klim van, maar ons het dit teruggedruk, en dit is nie 2 nie, dit is nou net 0.5%. Dis my vermoede, maar dit was ook in die onlangse Sunday Times, as ek nou net die vinnig gou kry, was daar ook gerugte soos dit gewees.
wat basies sê dat ons kan onsself regmaak vir 'n 0.5 increase en die Sunday Times het gesê dat die spesiale kabinetkomitee onder leiding van Paul Mashatile het lyk my uitgelek dat 0.5% persentasie deel is daarvan en dat hulle dan nou kyk om die tax bill dan nou so te formuleer dat dit vir die volgende paar jaar as die ekonomie nie groei nie, dat hulle hierdie tipe van increases kan gereeld doen om meer tax in te wen. Wat sê jy altyd van die padda aan die pot? Ja, hulle maak die pot onstadig wakker. Hulle het kindersielkunde eintlik, nê? So okay, mamma sê jy moet 2 lepels medisyne drink en dan hy like my oë uit en dan sê mamma okay. No negotiation. Okay, drink net 'n halwe lepeltjie medisyne. Het jy dit kindersielkunde genoem nou? Ja. Okay. Dis die mens met kinders werk. Daar's eintlik 'n ander sielkunde, maar ons mag dit nie nou sê nie, maar dit is ook wat mense gebruik as mense goeders verduidelik. Maar ons sê nie dit nie. Ons sê nie dit nie. Nee. So ja, kom ons kyk wat gebeur. Ek sien almal is up in arms om net te sê, almal wil nou 'n eiertjie lê, maar wat ek op die stadium kan verstaan, klink dit nog nie vir my dat Cyril en John Steenhuisen op Dinsdag, die 11de Maart, al gepraat het met mekaar nie. So, ja, who knows what's going to happen tomorrow? Ja, ag nee, Matthys, ek weet nie, ek is net eintlik so oor die regering en ek wonder hoeveel keer op hierdie show het ek al daai woorde geuit, ek is so oor hierdie regering. Ek is so oor Squirrel wat net heeltyd so verras is oor alles en so geskok is oor alles. En ek weet, ek vra myself baie almal af, bly jy is die man 'n mens of is hy net soos 'n robot wat hulle aansit so nou en dan en hy weet nie eintlik wat 'n fok om hom aangaan nie. Ek weet nou onlangs is hy nou so geskok oor die toestand van Johannesburg. En nou Panyaza is toe nou daar op die rooi tapijt voor almal uitgeroep. Is ook amazing, jy weet daai ding, my ma sê altyd wees baie versigtig vir iemand wat jou uitkak in die publiek en jou om verskoning vra in die privaat, né? Maar nou so is Panyaza ook toe nou uitgekak in die publiek want Cyril is so geskok oor die toestand van Johannesburg. Like it happened overnight. Ja, waar was jy die afgelope 20 jaar? Ja, laasweek was alles fyn en ewe skielik hierdie week toe Cyril uit Kaapstad uitkom waar hy die meeste van sy tyd spandeer, kom ons wees baie eerlik, want dinge is altyd baie mooier en beter en werk beter in Kaapstad. Nou in Johannesburg inry en gaan, what is going on? Why is it such a mess? My vraag wat ek dadelik gehad het is, Luthuli Huis is in die hartjie van Johannesburg. Wil jy vir my sê dat Cyril Ramaphosa, die president van die ANC, was die afgelope hoeveel jaar nie in Luthuli Huis gewees nie, wat hy nie die pad gery het nie, of word hy geblinddoek as hy gery word na Luthuli Huis toe? Ek weet, hoe is dit moontlik? Jy maak 'n goeie punt. Ek meen, tensy hulle nog almal online werk, as hoof van die ANC moet hy sekerlik ten minste 1 keer 'n maand Luthuli Huis toe gaan. Dis wat ek vir een of ander vergadering of ek weet nie waar iemand sy ballas vir hom vryf of bak of ek weet nie wat hulle met hom doen nie. Nee, ek dink nie hulle bak of vryf sy ballas nie. Ek dink hulle sit hom net gou weer in die handsak van Fikile. Ja, Matthys, maar dis absoluut absurd. Ek sien gister ook in die parlement het Athol Trollip. Ek kan baie dinge oor Athol Trollip sê van Action SA, maar hy het nou een van die meer intelligente vrae in die parlement gevra en vir Cyril om te sê, weet, hoe kom julle reaksie so stadig in ek weet julle samesprekings en hierdie transaksionele jy weet gesprekke wat julle moet hê met Amerika. Daar's nou al unofficial delegates Amerika toe om te gaan praat namens ons en julle sit nog in wonder. Daar's nog geen plan nie, daar's nog geen nuus van wie's nou oor, wie's gekies, is julle op pad. En ek weet Matthys met sy antwoord hoor, alles word sy toegerap in hierdie presiese woorde van ek gaan nou so baie sê en ek gaan nou so slim klink, maar ek gaan eintlik fokol sê. En is alles and now we are in the process and we are selecting our delegation and
we are interacting not only but on the continent and in Europe and in America. Oh, in Europe, we don't need to interact with Europe because they will be coming here. And eventually, man, daar's vir my geen haas in die man se energie nie. Daar's geen sens van ernstigheid of, jy weet, hier's ons in die kak. Ek het rumors gehoor dat baie van die ANC se salarisse word betaal deur US funding. Ek weet nie hoe akuraat dit is nie. Van die mediahuise het so klein bietjie berig gegee daaroor, maar daar gaan obviously nie baie wees nie van tradisionele media af. Maar dat Luthuli huis weer eens, onthou, 'n paar maande terug, ek dink nie, het was maybe 'n jaar terug, kon Luthuli huis ook nie salarisse betaal nie, en wie het hulle toe uitgebel? Iran. Ja. Iran het hulle toe uitgebel. Ja, en toe daarna het ons die International Criminal Court case gehad teen Israel, kort na dit. Inderdaad. En nou is gerigte weer raaf dat Luthuli huis weer eens nie geld het om hulle staf te betaal nie. En ja. Ja, so ek weet nie wie toe gaan hulle die keer gaan nie. Soos al wat ek kan dink, Matthys, jy weet daai Afrikaanse gesegde wat sê skei die bult uit so stadig, jy weet, so. Ja. Kyk, partymal voel dit vir ons gaan agteruit, maar there's no sense of urgency. Jy kom by die huis nadat jy in verkeer gesit het vir hoe lank, want verkeersligte werk nie, jy sien hoeveel potholes, jy sien die armoede, ek ry gister huis toe, daar's 'n moerse storm, ek sien hoe die werkers, die normale werkers wat kyk na huishoudings van 4 tot 6 mense, staan in die reën, in moerse lang rye en wag vir taksies, in hierdie moerse by reën. En dan kom jy by die huis en dan moet jy 'n ding sien waar Cyril in die parlement praat asof hy alles onder beheer het, maar daar's geen sens. He has got no idea what's going on. No idea, he lives in fucking La La Land. Ek dink jy is heeltemal reg en ek dink jy sê met moes mooi op. Dis die ding wat my ook verskriklik frustreer van Cyril is, en mense sal sê hy is so diplomaties en hy's diplomaties opgelei. Maar daar is geen sense of urgency nie. Daar is geen dringendheid om die probleme wat ons tans met Amerika het, diplomatieke probleme op te los nie. Daar's geen dringendheid om die korrupsie in die staat enige probleem, ja, dankie, uit te roei nie. Ek meen, hoeveel jare sit ons nou na Zondo? Ek het actually bietjie vroeër dat ek kyk of ek vinnig kan kry, het ek net so vinnige opsomming gesien van wat mense sê, hoeveel is dit? So 4 jaar later, 300 witnesses, 3171 summonses, 8.6 miljoen bladsye en 1 biljoen rand van taxpayer se geld. En daar is nog niks. Absoluut zero. Arrestasie nie. Kyk, ek het verlede week ek moes met André Silje gepraat. En een van die goeders wat ek toe nou vir hom gevra het, en ek kan nie onthou of dit offline was en of 'n deel van die podcast nou was nie, of die gesprek was nie, is die hele situasie met Kieswetter wat gesê het dat hy kan baie meer geld invorder as die regering bereid is om resources te gooi, sodat hulle beter tegnologie, meer mense, ek dink as ek het reg kan onthou, was dit iets soos 800 miljard wat hy sê wat hy meer kan invorder. Maar my opinie is die regering gaan dit nie doen nie, want dan gaan SARS te effektief wees. En meeste van daai kaders, kronies, gaan dan op die rooi tapijt staan. So ons gaan eerder, it's daai ding van cut your nose to spite your face. Dis hoe ek dit sien. Want ek meen, hulle vorder eers die tax van ons af in, ons hardwerkende mense. Want ek kan jy beloof, Matthys, daai tax wat hulle moontlik kan invorder, kom nie van ons af nie. Ons betaal ons tax. Ja. Dit kom van daai vet bliksems in die hoë geplaaste posisies wat nie tax betaal nie. Ja, ek dink as ek reg is, het hy gesê 400 miljoen gaan vir daai van mense wat belasting ontduik, om dit te gaan ondersoek en die geld daarin te win, en die ander 400 kom uit belasting wat net nie betaal word nie. So SARS stuur vir jou 'n briefie en sê jy moet betaal, hulle stuur nog vir jou 'n briefie en nog 'n briefie en jy reageer net. Ek weet hulle het net soveel resources om goeders te laat werk, en ek dink ek het dit al voorheen gesê, Kieswetter hy's 'n wetter, want hy werk actually.
Dis 'n probleem baie keer. Ja, maar my probleem is weer eens die bulk van die resources, hulpbronne, kom ons sê hulpbronne. Ja, kom ek. Dankie Colleen, dankie man, daar kom jy nou. Ek wil nou mooi begin Afrikaans praat, Matthys. Ons almal moet nou, as ons Afrikaans is, moet ons onsself nou baie mooi gedra. Ja, as jy Amerika toe wil gaan, moet jy mooi Afrikaans praat. Jy kan nie Engelse woorde gebruik nie. En jy moet begin Engels praat met 'n verskriklike aksent. Maar ja, die meerderheid van die hulpbronne by SARS word gegooi om mense soos my en jou agterna te sit, om die vrees van die hel in ons in te jaag, omdat ons byvoorbeeld vir SARS R20,000 of R2,000 skuld. Ek meen, ek ken nie een persoon wat gaan, SARS het nou vir my 6de briefie gestuur, maar ek ignoreer hulle nie. Ons is almal moerbang vir SARS. Ek dink, so jy sal eerder nie kos op jou tafel hê nie, maar vir SARS sal jy betaal. Maar as jy nie betaal nie, dan gaan SARS sommer in jou bankrekening en vat 'n paar randjies wat hulle ja, so ek dink meeste mense op die stadium is bang vir SARS as wat hulle is vir HIV. Ek weet nie of enigiemand meer bang is vir HIV. Ek weet nie. Maar wat het ek, onthou jy nou dag vir jou sê, ek kry my bloedtoetse terug, ek moet vir julle hierdie vertel, is hilarious. Ja. Ek sê vir Matthys, ek is so verlig. My bloedtoetse sê my cholesterol is goed, my suiker is goed, my lewerfunksie is goed, my nierfunksie is goed, al hierdie kak is nou baie goed. Ek is moer so verlig. Matthys, ja, want op ons ouderdom is dit waaroor ons worry met 'n bloedtoets. Soos die cholesterol, ons worry nie meer oor HIV nie. Ja, want ons gebruik dit net vir piepie. Dis wat ons doen op ons ouderdom. Dis nou waar ons is. Ander interessante ding, wat ook die afgelope week lyk my bekend gemaak was, is, kyk, daar is ons nou die groot debat oor Starlink. Starlink wat nie in Suid-Afrika kan kom nie, en Elon wat sê op Twitter is omdat hy nie swart is nie, en ek weet, dit is heeltemal waar. Die raswette van die beleide in Suid-Afrika maak het baie duidelik dat 30% van 'n entiteit moet ten minste swart wees. Ja, dit is heeltemal akkuraat. Elon was nie heeltemal akkuraat daar nie, maar hy maak 'n goeie punt. Hy maak 'n goeie punt. Dis eintlik omdat hy nie 30% van Starlink in Suid-Afrika wil weggee. Exactly, ja. En toe het die departement van kommunikasie toe nou uitgekom en gesê, nee, maar Elon of Starlink het nooit aansoek gedoen vir 'n lisensie nie, en dit en dat, en 'n klomp stories. Maar toe breek die nuus die afgelope 2 dae, dat die Chinese is besig met 'n alternatief, wat ook so Starlink gaan werk. Hulle noem dit, ek het soveel tabs oop, nee. Starlink. Hulle noem dit Starlink. Hulle noem dit Space Sail. So hulle is besig met dit, hulle het al reeds 'n paar satelliete ook al gelaunch, en lyk my later die jaar 2025 sê hulle gaan omtrent 650 satelliete in die orbit wees, en hulle beplan om lyk my so 15,000 satelliete by 2030 te hê. En dit lyk moontlik asof dit dan nou natuurlik in Suid-Afrika later beskikbaar gaan wees. Natuurlik as gevolg van ons noue verhouding met China as deel van die BRICS lande, maar 'n ander interessante ding wat mense toe nou gecomment het, en wat dit nou actually vir my 'n ander penny gedrap het, en dit lei in tot die volgende topic, is dat Chinese in Suid-Afrika word geklassifiseer as swart. So, ja, hulle is Chinese BE. So die Chinese maatskappy wat dan nou hier dit in Suid-Afrika gaan bedryf, of dit die moedermaatskappy is, hulle hoef nie te worry oor die BE-wette in Suid-Afrika van die 30% nie, want hulle word klaar geklassifiseer as swart. Ja, dis al jare in plek. Ek dink Chinese mense in Suid-Afrika het baie meer regte as baie ander bevolkings. Verseker. Wat hulle herkoms het. So, ja, aan die een kant sê ek, jy weet, as die Chinese vir ons kan bou wat ons wil hê, let's take it. Aan die ander kant trust ek hulle nie baie nie. Ons kan sien wat hulle gedoen het met TikTok. Dalk is dit net conspiracies, I don't know, maar daar moet 'n rede wees hoekom die Chinese hulle eie kinders nie op TikTok toelaat, maar dit bemark aan Amerikaanse en ander westerse kinders nie.
en hulle so encourage om op TikTok te bly nie. So ek dink dit gaan maar alles ook oor daai concern vir jou eie persoonlike inligting en persoonlike inligting is dalk nie 'n groot issue nie. Ek het nooit regtig solank jy nie in my bankrekening kan inkom, worry ek regtig nie of jy weet wie ek is nie en of jy weet waar ek ry of whatever nie. Maar Matthys, 'n mens moet op 'n manier waaksaam wees teen dit, want dit op 'n stadium draai om in beheer. Jy weet, ons het almal gesien wat het byvoorbeeld in COVID gebeur. As ons jou tot op 'n punt kan beheer waar ons jou kan trek en jou doen en late tot op daai punt beheer. Dis nogal 'n crazy thought, maar weet jy wat, op hierdie stadium enige iemand wat internet daar kan sit vir ons groter bevolking en veral vir ons kinders om beter te kan leer en beter access tot goed te kry. I don't know, if the Chinese can build it, jy weet, dit is soos kernkragstasies. Die Chinese dink ek bou in die volgende 2 jaar of iets het ek gelees, ek praat nou onder korreksie my feit, maar bou hulle iets soos 300 kernkragstasies in China. Jy weet, en dit is wat ons nodig het, ons het krag nodig in hierdie land. En duidelik het ons op hierdie stadium nie die leiers en die mense in beheer wat hierdie kragstasies kan bou nie. So kry die Chinese in om dit te kom doen. Ja, kry die Chinese dan vir ons te kom internet gee. Ek dink China is net 'n baie goeie voorbeeld van industrialization en hoe hulle dit regtig invest en hoe hulle dit dryf. En waar ons in Suid-Afrika jare terug die force van industrialization in Afrika was en kyk waar staan ons vandag. Daar's letterlik omtrent niks oor nie. Nee, indeed. 'n Ander ding wat ek nou oor wonder, oor jy wat sê hulle gaan hoeveel satelliete gaan hulle nou launch? 100 satelliete? Die 1000 and something, call it. 1500 denk ek, ja, het ek gesê. Okay. Maar ek het nou net gewonder, hoeveel satelliete is daar? So volgens 'n vinnige AI search is al oor die 10,000 aktiewe satelliete in orbit om die aarde op die oomblik. Ekskuus, nee, ek is verkeerd. Hulle gaan 648 om presies te wees in 2005, nee, ekskuus. Ja, 650 gaan hulle in orbit sit by 2025. En hulle verwag om by 2030 15,000 te hê. Jemel, okay, so ons staan nou op 10,000. So by 2030 gaan ons dan staan op ten minste 35,000, want ek is seker alle lande launch. Ek wonder by myself, ek sal 'n bietjie gaan navorsing doen, wie is die beheerende kind of liggaam? Is daar so iets wat vir jou toestemming moet gee om 'n satelliet te launch en dat hy in orbit kan wees, want waar gaan ons eventually uitkom? Ja, om seker te maak hulle vlieg nie mekaar vas nie. Ja, en waar gaan ons uitkom? Wel kyk, hulle orbit maar net, solank jy hulle net in orbit kan kry en hulle collide nie wanneer jy hulle dan insit nie, dan is hulle fine, as hulle nou eers begin. Maar nou wonder ek, waar gaan ons eventually uitkom, Matthys? 2030, ons gaan nie meer sterretjies kyk nie, ons gaan satelliete kyk. Ja, ons gaan letterlik, jy gaan nou moet opkyk. Jy gaan nou moet opkyk na die sterre en dit waardeer en 'n foto neem en vir jou kinders wys, want hulle gaan allerhande sulke rooi en blou en groen liggies sien die hele tyd en dink dit is sterre, maar dan sit Starlink en Sailship en ek weet nie wat se klop stront alles nie. It's a crazy thought. It is a crazy thought. Maar 'n ander ding wat ook, terwyl ons so praat oor die 30% van BE status en ek meen die rassewette en ek is nou regtig 'n bietjie gatvol daaroor. Ek sien Trump is ook nou weer besig daarmee. Hy het nou gesê dat farmers met families kan oorgaan en hulle gaan op 'n versnelprogram wees om hulle groenkaarte te kry en al daai tipe van goed, maar nog steeds geen klarigheid is regtig daaroor nie. Is O'Gayton, kyk, die man doen mos maar op sy manier 'n paar dingetjies en probeer maar seker 'n paar goedjies regstel. So ruk terug het daar poste bekend geraak by die Department of Arts, Culture, Sports and Recreation. En wat hulle nou mense moet aanstel en hy het so audit gedoen ook om te gaan kyk presies hoeveel mense is daar van elke kleur of rasgroep in die departement. En
dit het toe op die einde uitgekom en hy het dit onlangs getweet of op Twitter of op X gesit, ekskuus, is dat uit die 586 staf by die Department of Sports, Arts and Culture is 531 African, wat ek dan nou vermoed African noem hy, omdat dit Chinese insluit, want hy kan nie net sê swart nie. I don't know why he said that. 19 is colored, 4 is Indian en 32 is wit. En sy dryf is nou obviously om meer mense, en ek meen van die posisies wat geadverteer is, maak dit baie duidelik. Hierdie posisie kan net 'n blanke man, kleerling of 'n Indiër vrou vooraan sit doen. Hierdie posisie kan net dit doen. En natuurlik het dit 'n verskriklike hoeveelheid kommentaar uitgelok op Twitter. Natuurlik 'n klomp mense wat kyk na die persentasie van die populasie van Suid-Afrika en dan sê, okay, maar eintlik is hy departement baie dit weerspieël so half die populasiegroepe van Suid-Afrika. Ander mense sê natuurlik, maar hoekom kyk ons nou weer na kleur? Moet ons nie nog steeds kyk na bevoegdheid, of kan jy die werk doen, of kan jy nie die werk doen nie. So ek dink hierdie hele lassebeleide ding kom op 'n klomp ander levels al hoe meer tot die voorgrond. En maybe is iemand soos Trump en sy uitsprake het gekatapult vorentoe. Laat ons dalk ons almal wakker word in die warm pan van water en besef, okay, ons kan dalk nog iets hieromtrent doen, voordat hy so warm is en ek is heeltemal paralyzed as 'n para. So ek dink dit gaan interessant wees om te sien hoe lyk die volgende paar maande as dit kom by BEE. Hy het net ook 'n baie interessante ding daar gedoen, deur die ander kant van die coin uit te call. So ek soek 'n wit persoon in hierdie pos, ek soek 'n kleerling persoon in daai pos, ek soek 'n whatever se persoon in daai pos en 2 Africans. Dit is ook natuurlik my Achilles heel, as ek 'n vorm moet invul, baie maal by die werk ook, dan is die klassifikasies African, colored, Indian or white. En ek het 'n probleem met dit, because I'm also an African. So you can call me a white African if you want to, that's fine. But I'm also an African. Maar ek dink dit is die ding wat dit so polities begin polarised word, want jy kan nie sê swart nie. So jy kan omtrent, dit is nou eintlik rassisties. Ja, so, exactly. But then let's just get back to what it is. Ek meen, dit is die hele ding van man en vrou. Jy is jy 'n man, ja, nee, of is jy 'n vrou, ja of nee. Is jy swart, is jy wit, is jy kleerling, is jy Indiër, is jy Chinees. Call it what it is. Moenie ronddans om die drol nie. Ja, weet Matthys, hoe lank gaan hierdie klassifikasies nog hou? Ek meen, ons kyk na die wêreldbevolking om ons, nie net in ons eie land nie, maar in ons eie land is daar ook 'n groot prevalence van, call them cappuccino babies, but white people are having babies with black people, are having babies with Chinese people, are having babies with everyone. Op 'n stadium gaan ons moet uitkom by 'n punt waar ons gaan nie sulke stringent rasseklassifikasies op mense kan toepas nie. Want wat gaan jy doen? Gaan ons nou weer die potlood uitdruk en dit in mense se hare begin druk om te kyk aan watter ras jy behoort? En om terug te kom wat Guyton gedoen het, ek weet nie of hy dit met opset so gedoen het nie, maar ek dink hy het regtig net 'n speel vir ons almal opgehou. Want almal was up in arms omdat van die versoeke vir hierdie poste was dan vir wit mense of vir kleerlingmense of vir Indian mense. En toe is almal ewe skielik up in arms en toe gaan almal maar hoekom moet dit ry? En hy het dit baie duidelik gemaak om te sê maar dit is representative. Julle soek dit mos nou representative. So huidiglik is dit nie representative nie. Dit is hoekom ek hierdie mense wil aanstel. En ek dink dit is jammer dat daar 'n groot deel in ons land is wat dit nie so sien nie, wat nooit in die spieël gaan kyk en gaan, okay, maar dit is eintlik wat ek besig is om te doen nie. En kyk eintlik hoe belaglik is ek besig om te wees. Maar ek dink tog daar was 'n bietjie van 'n method in Guyton's madness by actually calling this spade an actual spade. Ek onthou nou wat Catherine gesê het, so ruk terug toe ons met haar gepraat het aan die begin van die jaar. Toe sy ons gesê dat Guyton is 'n forward thinker. Hy's baie strategies in wat hy sê. So ek gaan nog steeds probeer om te kyk hoe ons vir Guyton moontlik op een van die kletse kan kry. Ja, so jy weet Matthys, hoekom boe of baan niemand as jy 'n werksadvertensie sien, 'n posadvertensie sien en dit sê affirmative action applications only. Ja.
Hoekom op preference will be given to black applicants? Hoekom boefbaar niemand dan nie? Ons is so gewoond aan dit. Ons het so gewoond geword aan dit. Ja, maar as ons die ander kant oproep, want ons wil nog steeds diversity of wat noem hulle dit, 'n representative sample hê, dan is dit 'n probleem. So ja, ek dink Guyton, there's method in his madness en ek like dit om dop te hou, is my interessante ou. Baie interessant. Ja, ek dink ek stem net so al saam oor die beginsel van kan ons ontslaa raak van kleur, kan ons ontslaa raak van ons moet representative wees, of ons moet dit hê, ons moet soveel vrouens hê, ons moet soveel gestremde vrouens hê, ons moet soveel gestremde lesbien vrouens hê met 'n halwe tit. Ek meen, kan ons net oor dit kom en kyk, is die persoon, kan hulle die werk doen, ja of nee? Kan hulle... Meritocracy, dis wat ons almal wil hê, is 'n meritocracy, ons soek die beste mense, en ek weet jy, Matthys, ek is ook op 'n plek van, ek meen, mense klim net op Twitter, ek probeer X heeltemal opset vir my, ek was nou vanmiddag vir 'n rukkie op X vir ons nou hierdie gerekord het, maar die hoeveelheid rasisme, ek meen, iemand soos, ek weet of jy die latest fight nou gesien het tussen die Kiefnes, jy weet die Kiefnes, die musikant, en Sivengisi, die pole dancer, hot fucking black guy, wat moerse nice akteer, wat moerse nice goed doen, vir gemeenskappe, en die twee is nou in mekaar se hare. Dit is soos die twee mees vredelewendste lede van ons bevolking, vredelewendste representation wat ons het op X, en hulle klim mekaar nou in oor ras. En dit het nou tot op die punt gekom waar die Kiefnes se prokureurs het nou vir Siv briewe gestuur, en Siv is elke flippin uur op X en besig om vir die Kiefnes, hy noem hom nou die kaknes, en it's just horrible. This whole thing is, dit het op so 'n boiling point gekom, dat dit bring eintlik nou net die slegste in ons almal in. En uit, bedoel ek, en ek dink ons moet regtig net chill, we need a reset, fuck it, it's too much, Hoorie, maar jy het gesê dat Rowan Kavanagh was ook op X gewees, en wat het hy kwijt geraak? Ja, so dit was nogal entertaining, so Rowan Kavanagh, van Farm, eintlik sy eie podcast en kommentator op die politiek. Ek sien sy latest podcast, sy naam is nou die Roman Empire. Ek het so 2 episodes geluister, baie oulike podcast. Hy praat met mense met variety van opinions maar ook baie famous natuurlik, want hy is nog op die DA se payroll, in geval niemand weet nie. Hy is nog steeds op die DA se payroll, want die DA het nog steeds nie gefire nie. Want die DA het nie gronde om die man te fire. Ja, nee, wag, is hy op die DA se payroll, of is hy hy is op Department of Agriculture and Land Reform se payroll. Yes. Ja, is korrek, ja. Maar hulle kan hom nog nie fire nie, want hulle kry nie gronde om hom te fire nie. So die man, hy is still in there, en hy weier om te bedank. En ons nie rede vir hom om te bedank nie. Anyway, Roman Kavanagh tweet nou, what is the Afrikaans test? Dis nou obviously nou in lyn met die hele Amerika ding. Dan skryf hy, maar ek kan amper, soos wat ek die teks lees, kan ek hoor die English Afrikaans, nee. Ek kan die taal praat en maak 'n heerlike lekker braaibrooitjie, maar braaibrooitjie is verkeerd gespel. Should be enough, no? So die comments is hilarious. Natuurlik het jy nou die flippin' haters wat nou allerhande pak toe snou van, jy weet, pack your bags en maar van die beste wat ek gesien het, die beste comment by far is, jy weet, dit is eintlik 'n vraag wat ons vrouens vra. Die vrou moet die braaibroodjie kan maak, nie jy nie, Roman. Jy moet 'n ordentlike vuur kan maak met proper se harde hout. Ja, ek dink die vraag is, kan jy braai? Ja, I guess that. Dan is dan natuurlik die comments waar het jy 'n boerboelbroekie, dra jy kam in jou kous. En dan is daar een wat vir my hilarious was, wat die ou Mr. Nou skryf. You need to have a clear understanding of what it means when you say the following. 3 dinge. Ek het nou klaar gepraat. Of, luister nou mooi vir my. Of, is jy doodseker jy wil dit doen? Dan is daar ander mense, een van die ander wat... Kan ek nog nie bylas, want dit is so typies Afrikaans. Ek het nogal nydig daarin gedink. Is ja, nee.
Dis die enigste taal, dink ek, of bevolkingsgroep wat dit sê, is Ja, nee. Ja, nee. Ja. Dan is daar nou allerhande ander van, kan jy die volgende uitspreek, 'n paar mense haal hom nou oor die kole oor hoe hy braai spel, shame, arme man. Ek dink dit was hoe het hy braai gespel? B-R-A-I in plaas van B-R-A-I. Ek het dit was dalk 'n tikfout gewees. Ek dink dit was 'n tikfout. Ek dink absoluut was 'n tikfout. Dan was daar die goed soos kan jy kaptein sing. Een ou comment, dit was my baie snaaks. Sy naam is op Twitter, my name is not Jeff. Ek hou van sulke quirky name op Twitter. Hy sê, I can braai even chicken. Am I in? En dan aan 'n movie, ek kan nie onthou wat die movie se naam was nie. Dis lank terug. Bok van Blerk het een van die hoofrolle gespeel in Brumela van Rensburg. Was ook daarin gewees wat die golkie van Engeland kom en op jou en raak verlief op Bok en so tipe van stadium en sy kom toe nou in en sy sê toe nou nie, sy's 'n vegetarian en waar Brumela se karakter sê dat maar sy het vir hulle chicken gemaak die aand van chicken is vegetarian. Ja, dat was hilarious. She says, but I'm a vegetarian. And said Brumilda, but don't worry, it's only chicken. Ja, en ek dink dan die beste vir my was, een ou het geskryf, ek kry dit nie, een ou het geskryf, kan jy die volgende sê, en can you say the following numbers in Afrikaans? En die nommers is 88. 88. Ek het nogal gedink, dit is 'n nice tweet, ek is nou jammer vir al die bliksems wat nou daar gaal braak en so aan, maar gelukkig was daar goeie mense wat lekker comments gelewer het, en ag Matthys, weet jy wat, ek dink het ons moet weer eens, ons kom op 'n plek in hierdie land waar ons mekaar se uniekheid celebrate, waar ons trots is op dit wat ons maak wie ons is. Dit wat jou 'n Zulu maak, dit wat jou 'n isiXhosa maak, dit wat jou 'n Venda maak, dit wat jou 'n Afrikaner maak, dit wat jou 'n Engels, 'n Soutie maak. Ons like jou. Ons like jou vir daai eienskappe. Maar nou ja, daar is my Mandela oomblik. Nou is baie mooi clean. Ek hoop regtig ons kom weer daar, want ons het regtig al moments soos daai gehad, maar dit is nou regtig in skerwe in my opinie op die stadium. Die Rainbow Nation is absoluut in skerwe. Maar Matthys, ja, ekskuus voordat jy aangaan, ek wil net daarby las. Ja, mens, weet jy wat, as jy net gaan gauge die sentiment op social media en in die tradisionele media, gaan jy dalk dink die Rainbow Nation is in skerwe. Maar mense stap 'n bietjie uit daar en gaan mingle. En dan gaan jy sien, dit is eintlik nie die waarheid nie. Ons almal kom eintlik vir 80%, 90% van die tyd baie goed oor die weg. Nee, en ons almal soek 'n gemeenskaplike doel. Ja, maybe is dit nou my oomblik waar ek in die spieël moet kyk. En jy sien ook moet jy 'n bietjie meer uitvat uit jou grotheid, uit my grotheid, uit my grotheid agter my rekenaar weg waar ek die nuus net consume. Laat my nou dink aan ek het direk terug het ek die quote gelees van Margaret Thatcher en ja, ek weet ons sal nou maar sien seker hoe lyk môre en hoe lyk dinge wat nou vir ons voorlê in die volgende rukkie, maar Margaret Thatcher het gesê in 1984, the ANC is a terrorist organization that does not build but destroy. En ek dink as ons daai kan van ontslaa raak, dan sal al hierdie sistemiese probleme wat ons tans ervaar, sal glo ek wegraak en disappear into thin air. As ons net kan wegkom van die aangeblaaste issues wat ons nie eintlik het in Suid-Afrika nie. As ons kan wegkom van die korrupsie, as ons kan wegkom van die self- en mensgemaakte probleme wat ons in Suid-Afrika face, dan dink ek, is jy heeltemal reg, dan kan ons, we can see the wood for the trees, en dat ons almal dan actually in vrede saamlewe en in vrede wil saamlewe. Absolutely. Maar dit was nie so vredevol vir 'n paar varkies gewees oor see nie. Hemel Matthys, die storie het my verskriklik ontstel. Okay, maar vir almal van julle wat nou wil afsit, moenie afsit nie, dit is 'n happy ending. Maar jy weet wat, daar moet ook 'n lyn getrek word tussen hierdie, jy weet 'n ekstremis is altyd 'n probleem. Ja, die ou mense het mos altyd gesê enigiets met 'n ism
moet jy voorpas op. Of alles, Nee. my ouma het gesê, alles met 'n te. Alles met 'n te Ja. is sonde. Alles met 'n te. Ja, is dis nou byvoorbeeld hierdie vegetarians. Ek meen rarig, eet jou broccoli. Niemand pla vir jou nie. En los die res van ons uit. Ek dink dat ons het al gegroei in leaps and bounds in die menslike en eerbare manier van diereslag, maar hierdie een kunstenaar in Denemarke in Kopenhagen, ene Marco Evaristi, het 'n art installasie in 'n galery in Denemarke geïnstalleer, 'n lewendige aard installasie. So jy moet die foto's sien, gaan Google dit bietjie. Hy het 2 jy weet soos daai staaltrollies, nie die plastic trollies wat ons nou ken, hy proper so staaltrollies gevat en hulle teen mekaar gesit in 'n hokkie gebou vir hierdie 3 klein varkies. Die 3 klein varkies se naam is Lucia, Simon en Benjamin. En hy het hulle lewendig aangehou in hierdie art installation en hulle weerhou van enige kos of water. What? En het elke dag nou, jy weet, aan die wêreld nou gewys en mense kon nou kom kyk oor hoe staaf hierdie varkies. Okay, maar het hy dit gedoen om vegetarianism te promote? Ja. Okay, Ja. maar ek het daar Dis baie slim, vrae. nee? Verstaan, Dis slim. dit maak mos nou glad nie sin nie. Staaf jy 'n Soos hy- persoon wat net vleis eet in 'n hok en wys hoe hulle wegkwyn, jy moet mos nou eintlik die varkies red. Die logika is maar heeltemal ontbreek. Ja, presies. So hy het dit gedoen om awareness te create of te arise van hoe varke inhumane behandel word en hoe dit inhumane is om hierdie varke te eet. Deur hulle te staaf, hierdie klein 3 piglets te staaf. Drol, hy's so dom soos grond, want niemand gaan 'n piglet wat staaf slag nie. Ja, die ergste van alles is Matthys vir my is dat die galery dit vir soveel dae toegelaat het. Ja. En die owerhede vir dit, hoe hierdie varkies toe eventually ontsnap is iemand in die galery ingebreek en hierdie varkies gaan steel. Well, good on that person. Ja, dit het toe eventually uitgekom dat een van dit was 'n insider wat ook toe nou gehelp het om hierdie varkies te steel en dit is toe nou sy beste vriend. Wat gehelp het om hierdie varkies te steel. Hy is nou bitter kwaad vir sy beste vriend, maar 'n paar dae na die tyd toe sê hy toe nou in die media, hy was baie kwaad vir sy vriend, maar hy het bietjie gedink daaroor. En hy besef nou dat miskien is dit beter want daarom lewe die varkies nou. I mean, what a sick fuck. Is dit nou die kunstenaar kan nie- wat dit sê? Die kunstenaar. Dis die kunstenaar wat dit sê. Ek sal hom baie graag in 'n trolley wil sit, toegemaak en 'n kamera daarop sit en vir hom glad nie blaarsaai broccoli of enigiets voer nie en dit uitsaai. I think I would have quite a lot of fun in watching that. Ja. Ja, en weet jy wat Matthys, toe ek hierdie storie lees, dog net myself, weet mens kyk na die wêreld om jou en hoe mense net te kere gaan op hierdie stadium, weet jy, kan kyk na enige ekstremisme, of dit nou is die lefties in veral Amerika, of ewen die lefties op hierdie stadium in Europa. Ek weet nie, Europa is in soveel kak op die oomblik, met al hulle lefty idees, en hier is nou weer eens 'n voorbeeld in Denemarke. Laat ons nie eens begin praat oor wat is haar naam, wat gaan, you have stolen my future. Ja, ek kan nou vir oomblik ook nie haar naam onthou nie, half gelukkig. Ek het dit uitgesny. Greta Thunberg. Greta Thunberg, ja. Jy weet, ek kyk na hierdie mense en soos hierdie fokkertjie en dan dink ek myself, is dit nie tyd dat ons die lobotomie terugbring nie? Onthou jy toe hulle net begin goeie navorsing doen het en daai crazy dokters wat begate gebore het in breine van mal mense. I think we need to go back there. Want hierdie ou se brein het suurstof nodig, duidelik. Disgusting, absoluut disgusting. So van breine gepraat, interessante stukkie fact wat ek nie geweet het nie. 'n Jellyfish, hulle oorleef al vir 650 miljoen jaar sonder dat hulle 'n brein het. Jellyfish het nie 'n brein nie en hulle oorleef al vir 650 miljoen jaar. So clean. Dis hoop vir Miskien is dit die geheim. Daar's hoop. Daar's hoop vir Suid-Afrika, daar's hoop vir die mense, want ek dink dit is op die stadium een van daai organe wat so half if you have one, count yourself lucky. Ja. If you use it, count yourself lucky. Ja, ek dink is ook dalk 'n
ek weet nie, 'n gedagte dat intelligensie ook nie altyd in die brein sit nie. Dis dalk meer van 'n intuïsie en dit is hoekom die jellyfish so lank oorleef. En as jy kyk na iets soos onthou jy daai show van My Octopus Teacher. Ja. Is dit die show se naam? Ja. Ja, Ek meen daarvan. dit ook een van die mees intelligentste diere, intelligent, maar waar is die brein? Dis meer Ek van dink hy het 'n 'n brein. intuïsie. Ek dink 'n octopus het 'n brein. Ja, ek dink hy het seker 'n Ja, brein, ek ek weet nie. Ek weet dit, ek het op 'n stadium regtig van octopus gehou, maar ek eet nou glad nie meer octopus nadat ek daai movie gekyk het nie. Ek kan dit nie oor my hart kry nie. Alhoewel as ek so verby dit loop by 'n mark en ek sien dit is lekker gepikkel, dan wonder ek, maar ja, daai kan ek nie oor my hart kry nie. Ja, ek weet mense is mal vir calamari. So Maar I calamari is nie 'n yes, octopus nie, nee. Dis 'n verskil. Calamari is 'n squid. Wat is dit? Calamari is 'n dis- squid. Dis nie So 'n like 'n octopus nie. ek het dan nog nooit 'n octopus geëet nie. Ek Nee, was jy het al saam met my. Ja. Nee, jy het al. Okay, anyway, kom ons hoor wat sê AI. AI sê yes, an octopus has a brain. And also has mini brains in each of its 8 arms. How crazy is that? The octopus nervous system is highly distributed with the brain, optic lobes, and arm nervous system being the main parts. So hy het meer as een brein. 9 breine. Daar gaan my hele teorie oor intuïsie. So, ja, okay. Maybe is die brein baie intuitive in elke poot, Colleen. Elke poot. Who knows? Dan vandag is ook waar Coca-Cola uit in 1894 die bekende Coca-Cola bottel wat ons ken is die eerste keer vandag in 1894 is Coke verkoop in die bekende glasbottel in Vicksburg in Mississippi, USA. Deur 'n candy store owner genaamd Joseph A. Biedenharm. Hy klink vir my Joods. So ja, vandag as jy 'n Coke drink, vandag is die geboortedag. Bevat nie meer Coke nie, julle, maar geniet jou Ja, Coke. dis 'n bummer, nee? Ek meen ons het daai Wat 'n gemis. bummer. Kan jy dit nou imagine? Ag nee, maar dis hoekom ek nie meer Coke drink nie. Jy the snyk dit nou point? net. Ja. Okay. Lang klas. Lang klas. Maar ons het 'n stoute naweek wat vir ons voorlê. So Ja, kom ons kyk hoe gaan dit eksperimenteer met volksvreemde dinge. Exactly. So ons sal volgende week sal ons vir jou terugvoer gee oor ons wat noem jy dit? Eksperimentele naweek oor volksvreemde dinge. So. Het jy nog iets? Of is dit? Ek het nog so een simpel storie vir julle. Al die pad van Florida af. Ja. So 'n storie kan net uit Florida uitkom, nie op die Wesrand in Roodepoort. Ja, ek wil net vir jou vra, is dit daai Florida in die FSA. Ja. So hierdie vat skelmstreke tot 'n hele nuwe level. So hierdie man het by 'n baie duur juwelierswinkel ingegaan wat gewoonlik net besoek word deur the rich and famous and celebrities, maar hy het homself voorgegee as 'n representative van een of ander big celebrity. En toe nou gekyk na 'n klomp juwele en is toe nou vasgevang op kamera terwyl die winkelklerk dan nou wegkyk of so, dat toe sluk hy 'n paar oorbelle in met die waarde van $700,000 sluk hy toe nou in. Ja. En hardloop toe nou weg. Anyway, hulle het die man aangekeer en hy is toe nou gearresteer en die laaste verklaring van die polisie is alles is nou onder beheer. Hulle wag net vir hom om die juwele uit te kak. ja, uit te kak en dan sal dit terug besorg word aan die winkel. So alles is okay. Nou wonder ek by myself. Ek dink as mense nou groot genoeg hype oor kan create, gaan jy dalk daai juwele kan auction vir baie meer as wat dit werd is. Maar ek weet nou nie of ek daai oorbelle of enigiemand, maak nie saak hoe dit gesteriliseer is of skoon gemaak is of enigiemand daai juwele, daai oorbelle nou weer in hulle ore wil sit nie.
Daar's een of 'n Matthys? siek persoon daar buite wat dit verseker gaan doen. Daar is verseker. Daar is verseker Dis een hoe van ek 'n dink, siek as jy persoon. as jy die marketing angle op hierdie reg Ja. doen, Nee, is reg. gaan jy daai juwele se prys verdubbel. Ek probeer dink, ek wonder of dit hoe jy wil ryk, verstaan ek was of nie ryk nie, lyk. Ekskuus, ek moet ook nie oor my woorde strompel nie. Ek weet is dit van daai punterige diamantjie Ja, ja, ja. goedjies? Kan jy dit Ja, sien so hoe hulle dit het is? 'n foto op want hulle wys ook daar's 'n video as jy wil dit gaan search. Ek het dit gekry op Sky News as jy dit wil gaan kyk. Daar's 'n video van hoe hy dit insluk, die CCTV footage uit die winkel uit van hoe hy dit insluk. En dan is daar ook 'n X-ray wat hulle gevat het want hulle moes nou bewys dat hy O, ja, dit wel natuurlijk. ingesluk het. En nou wys dit so dit is 'n oorbel wat jy met 'n stokkie wat jy met deur 'n gaatjie druk. I know. So as jy dink jy het 'n kakdag, jy het nie so 'n kakdag soos daai persoon wat moet wag om 2 oorbelle uit te kak nie. Dit was dan nou klets geweest. Dankie dat jy geluister het. Kom ons hou duim vas. Op daai kaknoot. Op daai kaknoot. Kom ons hou duim vas dat ek verkeerd is dat die wet nie met 0.5% en Sunday Times ook verkeerd is, dat dit nie met 0.5% geïncrease word nie. En kom ons kyk wat gebeur met Joburg. Maybe gaan Joburg ontwaak nou nadat Cyril 'n taakmag aangestel het in hierdie wonderlike skoon en wonderlike stad wat dit eendag was. Wonderlik. So, volgende week is ons terug. Kyk maar nie Lekker. jouself aan die ander kant van 'n wet increase. Dan sê julle byt vas, ons gaan okay wees. Cheers. Kyk toe ek nog jong was. My ouma het altyd gesê daai het vir my weer. Ja, ek hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net en ek almal